Die verhaal wat ek vandag vertel, word dikwels die plaasvervanger genoem. Dit het vir baie jare lank in die sonnaarskool leerplan verskyn om die konsep van plaasvervangende versoening, oftewel die feit dat Jesus die straf van die mensdom op hom geneem het, te verduidelik. Die verhaal speel hom af in 'n afgeleë skoolgebou in 'n afgeleë gebied. Die plaaslike seuns was berig daarvoor dat hulle rof was. Hulle het elke vorige onderwyser suksesvol aangerand en gesorg dat hy weggaan. 'n Dapper onervare jong onderwyser het vir hierdie pos aansoek gedoen. Op sy heel eerste dag het hy 'n unieke benadering gevolg. Hy het die seuns gevra om hulle eie klaskamerreëls op te stel om te besluit watter straf gepas sou wees indien daar 'n oortreding in die klas is. Die leerlinge het entoesiasties met 10 streng reëls vorendag gekom wat op die swart bord neergeskryf is. Wat die straf betref het hulle besluit dat enige iemand wat 'n reël oortree, 10 houe met 'n rotang oor die rug sou kry sonder dat hy 'n baadjie aangehad het. 'n Paar dae later is die middagete van 'n arm seun met die naam van Jim gesteel. Daar is gou uitgevind dat 'n ander leerling, wat ook klein en baie honger was, wat swak geklee was, dit gesteel het omdat hy geen kos gehad het nie. Volgens die reëls wat die seuns vasgestel het, moes die straf egter uitgevoer word. Die onderwyser het die jong seun na die voorkant van die klaskamer geroep. Hy het saggies gekerm terwyl hy sy geskeurde baadjie uitgetrek en 'n maar tenger rug vol skrape ontbloot het. Die onderwyser het gehuiwer. Hy het gewonder hoe hy dit kan regkry om 'n klein ondervoede kind op hierdie manier te hanteer. Net toe die onderwyser die rotang oplig, het 'n groter sterk leerling met die naam Big Tom opgespring. Hy het aangebied om die straf in sy plek te dra en gevra: "Meneer, as u nie omgee nie, sal ek sy straf namens hom ontvang." Die onderwyser het ingestem, want het hy gesê dat die reëls voorsiening maak vir 'n plaasvervanger indien almal daarmee saamstem. Tom het sy baadjie uitgetrek voor in die klas gaan staan. Na 5 harde houe het die rotang in 2 gebreek. Die onderwyser het gewonder hoe gaan hy hierdie saak nou hanteer, toe hoor hy iemand huil. Hy het opgekyk en die seentjie gesien wat gesteel het, sy arm styf om Tom se nek. Hy het gehuil en gesê: "Tom, ek is jammer ek het daardie middagete gesteel, maar ek was regtig baie honger. Maar ek sal tot die dood respek vir jou hê, omdat jy my pak sla in my plek geneem het." Nou het kerkleiers hierdie verhaal dikwels gebruik om te verduidelik hoe dat Jesus Christus as ons verlosser optree. Omdat God se wette eis dat daar 'n straf op die oortreding moet wees, staan ons almal voor 'n pak sla wat ons nie kan hanteer nie. Erger as 'n pak sla, ewige straf. Jesus het vrywillig na vore getree om daardie straf op homself te neem. En hierdie verhaal het so afgesluit. Jesus, my verlosser, het my pak sla in my plek geneem en ook joune. Kom ons bid saam. Here, ons is so dankbaar dat U ons plaasvervanger is, dat U dit in ons plek kom doen het. Amen.